Goed, ons neem ook net hierdie sessie op, sodat ons dit maar net later weer op YouTube kan sit as dit reg is met julle. Okay, kom ons doen net die screen share ook vir die. Indien julle my nie kan hoor of enigiets sien, laat weet my ook net asseblief, julle wat hier sit en die mense wat ingeskakel is asseblief. Ek gaan nou die skyfies wat ons op die skerm gaan gooi, gaan op die Google Meet ook uitgestuur word. So indien daar iets skeefloop met die presentation en so, laat weet my asseblief, bel my sommer, ek het my foon hier by my, so dan kan ons net seker maak dat alles in orde is. Okay, goed. Vir die van julle wat hier so sit, ook baie welkom. Dit is 'n groot voorreg om hierdie te kan saam aanpak. Dit is die verhouding wat amper die belangrikste vir die Here is. Die verhouding tussen man en vrou. So voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie vir hierdie groot voorreg om hier bymekaar te kom, om meer te leer van die verhoudings wat U vir ons van die begin van die wêreld afgegee het. Dankie dat ons deur U woord tot 'n dieper insig daarvan kan kom, dat ons kan leer hoe dit moet wees en dat ons daardeur ook kan groei in ons eie verhouding met U, maar ook in ons verhouding met mekaar. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal lei, dat ons op die regte pad sal kom en dat ons sal doen alles sal doen soos wat U dit wil hê, en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, so wie wil ek? Een van die beste dinge, maar ook maklik een van die slegste dinge wat met ons kan gebeur. So dit is iets wat ons bietjie vanaand gaan deurpraat. As ons begin met die huwelik, betree ons baie keer met onrealistiese verwagtinge. Ekskuus as dit bietjie ongemaklik gaan wees, ek het nie 'n klikker by my nie, so ek gaan gereeld net daarin gaan. Ons het baie onrealistiese verwagtinge. Ons verwag dat 'n persoon alles vir ons moet wees. Ons kan verwag dat 'n persoon altyd die beste moet wees, nooit sleg optree nie, nooit iets doen waarvan jy nie hou nie, ensovoorts. Ons het verskriklike onrealistiese verwagtinge van die huwelik. Verder, moet ons ook 'n bietjie kyk na ons wêreld om ons. Ons lewe in 'n verbruikerskultuur. So dit gaan alles oor my, oor myself, wat ek wil hê, wat ek wil ontvang. Jou sosiale media is ingestel op jou voorkeure, wat jy die meeste hou van sien. Advertensies wat in jou rigting gegooi word, waarvan jy hou. So ons hele kultuur is 'n verbruikerskultuur. In die Engels noem hulle dit consumerism. Alles gaan oor jou, jy is die belangrikste. En dit is ook baie keer so in die huwelik. Dit word 'n verbruikershuwelik. Jy moet net vir my alles gee. Ek gee niks vir jou terug nie. Ek wil net ontvang en ek kan niks teruggee nie. So ek dink dis een van die hoofredes hoekom daar so baie egskeidings ook is omdat die mens so selfgesentreerd is en om in homself vasgevang te word. Gaan altyd oor jouself en jou behoeftes in plaas van die ander persoon wat jy moet dien. So goed, kom ons kyk 'n bietjie na die Christelike, dit spoel oor na huweliksverwagtings. Kom ons kyk na die Christelike verstaan van ons huwelik. Dis iets wat ons vanaand gaan uitfigure. Die wêreld sê jy moet iemand kry wat altyd perfek lyk. Jy moet altyd iemand kry wat perfek optree. Jy moet altyd iemand kry wat net reg is, net perfek is. Maar ons Christelike verstaan is bietjie anders en dit is wat ons vanaand gaan kyk. Ons gaan begin by die begin en ons gaan deurwerk na die Nuwe Testament toe.
En uiteraard, die huwelik is nie iets wat ons uit onsself uit kan aanpak nie. Dis net iets wat ons deur die Here se genade doen. OK, uitvangvraag. Die persone wat elektronies ingeskakel is, kan ook antwoord. Waar lees ons van die eerste huwelik? Weet een van julle? Gerard, wat sê jy? Dis eintlik 'n baie eenvoudige antwoord. Genesis 2 vers 20. Adam en Eva. Dis die eerste huwelik wat deur God ingestel is. Kom ons lees Genesis 2 vers 20 en 21. Dit sê die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens: hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. So, dit is die eerste huwelik. God bring vir Adam sy vrou. Hy gee, God gee. Daarom, wie stel die eerste huwelik op? God alleen. Wat was God se plan met die huwelik? Het julle al daaraan gedink? Wat was God se aanvanklike plan met die huwelik? 'n maat, ja. Ja, mekaar te ondersteun en by te staan en te help en ek moet net hier add. Mekaar by te staan en te help en te ondersteun en komplementêr te wees. Nie supplementêr of parasities, jy moet alles vir my doen, jy is my slaafie nie, komplementêr teenoor mekaar. Verder was God se huwelik. God stel die eerste huwelik op. Sy plan met die huwelik is dat man en vrou in 'n harmonieuse, 'n vredevolle verhouding, dat man en vrou in 'n harmonieuse verhouding op 'n liefdevolle manier oor die aarde heers en God se beeld verteenwoordig. Baie woorde wat hier gesê word. So, eerstens vredevol, man en vrou in vrede saam met mekaar leef. Liefdevolle manier, God se beeld uitbeeld, want wie skep die eerste verhouding? Die eerste verhouding is die drie eenheid. Dis God die Seun, God die Vader en God die Heilige Gees in 'n ongelooflike intimiteit. En die Here skep die mens om iets van daardie verhouding uit te beeld. So hy sê, ek bring vir jou 'n vrou, julle twee word een en julle heers en verteenwoordig my beeld hier op aarde. Dan ook nog 'n groot ding is, hulle sou saam met God in die tuin wandel. Hulle het die pad saam met God gestap. Hulle het daai verhouding met mekaar gehad, maar nommer 1 het hulle dit met God ook gehad. So hulle was in daai vredevolle verhouding met die Here. Okay. So wat is die belangrikste verhouding? Is dit man en vrou, ouer en kind, jy en jou stokperdjies? Ouer en kind kan ook nogal, so dink 'n bietjie. Wat dink julle is die belangrikste verhouding? Johan? Okay. In jou konteks. Ja, in jou konteks is dit ouer en kind, maar in 'n perfekte wêreld, ons moet vandag baie hipoteties dink. In 'n perfekte wêreld is die verhouding tussen man en vrou die belangrikste. Want mense is in 'n ongelooflike intieme verhouding met mekaar. Jy weet goed van daardie persoon. Daai persoon weet goed van jou wat jou kinders eintlik nooit eers gaan weet. So dit is dis die belangrike verhouding. En 'n groot ding is baie keer word dit verdraai. Kinders word belangriker as 'n huweliksmaat. En dan kom dit op 'n punt neer wat daai liefdevolle verhouding wat jy eintlik nodig het, jou kind gaan nooit vir jou kan gee wat 'n man en vrou vir jou eintlik kan gee. So ons kan dit verdraai, ons kan afgode maak van ons kinders amper en vergeet om aandag te gee aan ons man en vrou. Weereens, ons praat hier in 'n perfekte wêreldkonteks. Ons weet ons het almal al die gebrokenheid van die wêreld ervaar. Baie van ons het al deur egskeidings gegaan en sulke dinge.
Maar wat sê God? Wat is die perfekte verhouding? Want dit is wat ons gaan definieer vorentoe in die lewe ook. OK. Ja, ons het dit reeds gesê. So die huwelik ontbloot ons beste en ons slegste dele aan mekaar. Daar's geen wegsteekplek nie. Ja, ek dink mense beleef dit nogal ernstig. As jy uitgaan, is jy so okay, nee, ek kan maar my slegste dele van myself wegsteek. Of as mense in daai verliefde fase is, kan jy niks slegs van enigiemand raak sien nie, maar as jy in 'n huwelik met mekaar kom, dan ontbloot alles. Okay, weg. Nog 'n vraag. Hoeveel van julle het besef dat daar dele van jou huweliksmaat is waarvan jy glad nie hou nie nadat julle getrou het? So dit is ek sien Gerard en Anita langs 'n bietjie. Elkeen van ons sien 'n deel van ons man of vrou waarvan ons glad nie hou nie. 'n Deel wat weggesteek is. Dit beteken nie daai persoon is nou skielik iemand anders nie. Dit beteken net daai persoon het dit goed reg gekry om daai dele weg te steek vir jou. So, hoop julle hou van my mooi prentjie, maar wat is die effekte van sonde op die huwelik? Want ons het nou gepraat oor man en vrou in 'n harmonieuse, vredevolle verhouding wat heers en verteenwoordig hier op aarde. Alles is perfek, alles is reg. Gebeur daar iets wat ons nou gaan bespreek en nou is daar sonde in die wêreld. Wat is die effekte van sonde op die huwelik? Watter effek het die sondeval gehad op die huwelik? Net jy kyk, elke keer as daar so gelykie kom aan. Probeer dit 'n manier kry dat mense outomaties kan inkom. So Google, ekskuus. Ek dink die beste is maar net om elke keer as mense daai geluid hoor, mense in te laat. So, ons is nou by die sonde, die effek wat sonde op die huwelik het. Nog 'n vraagie. So, julle ken die oerverhaal, daar was die boom van kennis en goed en kwaad wat die Here in die tuin gesit het. Hy het gesê Adam en Eva, julle moenie van eet nie, dit gaan nie vir julle goed wees nie. Slang kom, hy sê hierdie gaan die beste ding wees ooit vir julle, eet daarvan en hulle doen. En die rede hoekom hulle dit wou doen is hulle wou soos God wees, maar inteendeel het dit eintlik 'n teenoorgestelde reaksie gehad. Hulle was minder soos God. So dit het nou gebeur. Nou kom God en hy sê Adam en Eva, waar is julle? Waarmee is julle besig? En hy vind hulle en weet een van julle wat was die eerste dinge wat Adam gedoen het? Wat was die antwoord van Adam teenoor God? Ja. So Adam se eerste ding, niemand is onskuldig nie. Eva het vir Adam gesê, hoorie, kom ons doen dit, maar Adam het ingestem tot sy vrou. So Adam het vir God blameer. Ons lees dit in Genesis 3 vanaf vers 11 tot 12, ons lees dit saam. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. So die eerste ding wat Adam doen, hy blameer sy vrou. Soos ons maar doen. En dan verder, iets wat hy nog doen wat regtig sleg is, hy blameer vir God. Hy sê die vrou wat u vir my gegee het. So dubbele blamering. Hy sê nee, jy het nie vir my 'n goed genoeg vrou gegee nie. Sy het my verlei. Ek is te swak in myself. Groot leuen wat mans vir hulle self vertel. Dat jy dink jy is te swak in jouself. Dis die vrou se skuld. Maar aan die ander kant,
dit gebeur ook andersom. So Adam is net so skuldig soos Eva, maar hy probeer homself vryspreek. Hy probeer die Engelse woord daarvoor is blame shifting. Sonde lei dus tot die Afrikaanse lelike vertaling van blame shifting, blaamverskywing. Verder lei dit tot selfsug. Ek wou myself beskerm, so ek blameer vir Eva. Dit lei tot vyandskap. Daar's nou vyandskap tussen ons en God. Daar's vyandskap tussen man en vrou, daar's vyandskap tussen mense. Ons wêreld getuig al van op die oomblik. Lei tot pyn. Dit lei tot pyn. Dit lei dan tot moeite. Rondom pyn, vrou sal met pyn kinders in die wêreld bring, man sal hard werk, alles gaan suit. En dan die moeite, dit raak moeilik om te werk. Jy sal met die sweet van jou aangesig jou brood verdien. Maar ook, dis moeite om te werk aan jou huwelik. So ja. En dan laastens, sonde lei tot die dood. Geestelik en fisies. Geestelike dood, jy dink jy kan sonder God regkom, jy kan alles doen. Fisiese dood is die straf op die sonde, ons weet daarvan. Dis hoekom Jesus gekom het om vir ons ewige lewe te gee. So kom ons praat 'n bietjie oor daai punte. Blaamverskywing. Dis makliker om iemand anders te blameer as jouself. In hierdie geval jou huweliksmaat, perfekte mens om te blameer vir al jou foute. Dan is die naaste mens rondom jou. Selfsug. Groot enetjie. Alles gaan oor myself. Alles gaan oor hoe hierdie persoon inpas by die idee van my. Dit gaan oor my status, dit gaan oor my sê, dit gaan oor my opinie, dit gaan oor ek wat alles net self moet doen. Jy moet by my inval. Jou behoeftes moet bevredig word, dan moet vir jou voorsien word, jy moet meer ontvang as wat jy gee. Dit is amper 'n parasitiese verhouding wat jy teenoor iemand het. Vyandskap. Ja. Hierdie is byvoorbeeld ons het net so groot geword. My grootouers is ons huweliksmaat op die persoonlike omstryd wil hy groot hê met die krisis te sterk. Dit is nie groot hoe jy opkies. Maar is dit dan selfsugtig van my om te sê, luister, as jy nie nog wat het inpas nie, dan persoonlijk is redelijk groot ding. Dis nie net so maar wat ek nog in ons breed van Ja. Sien, is dit dan selfsugtig van my bijvoorbeeld, om te sê, luister, maar dis al iets wat ek op sy kinders wil, is dit reg om te sê, dit is, jy weet vooraf sê, maar luister, ons gaan gereformeerd doen, as jy nie hierom is nie, cheers, wat ek ook. Ja. So ek wil net die vraag herhaal, so die vraag is dit selfsugtig om te verwag dat jou huweliksmaat in dieselfde kerk as jy moet wees? Is dit selfsugtig as dit goed is vir daardie persoon? Dis die vraag wat 'n mens moet vra. Of word dit gesien as selfsugtig, of is dit net Ek dink is definitief 'n geval van uit watter hart uitkom het. Kom dit uit absolute omgee, wil jy graag hê dat hierdie persoon saam met jou die Here moet beter leer ken, want ons gaan nou daarby uitkom. Of is dit 'n ding van 'n boksie wat jy net moet aftik, want jy wil net nie bang wees vir jou pa nie. So dis waar die verskil inkom. Gaan dit oor jy wil graag jou aanstaande se verhouding met die Here verbeter, of gaan dit oor iets wat jy net moet doen? Dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Maar dit is toch iets wat soos in my geval is beskryf in my klas of nie, maar dit is ook iets wat dis hoe ongelukkig ek wil hê. Ja. Dis nie maar ongelukkig is en net ongelukkig. Dis nie net weer so dat ek Nee, maar ek dink in daai geval dis goed, want dit is wel mens probeer regtig hard om die ware kerk te wees en jy wil graag iemand na die ware kerk toe lei wat woordgetrou is en wat werklik wat 'n kerk het wat 'n liefde vir die Here het en meer van die Here wil leer. Dis belangrik want dit kan moeilik raak. Dit is tot opbou van julle albei om so ietsie te kan. Ja. Goed. So daar's vyandskap.
ons beklei regtig maklik met mekaar, kan soms fisies raak, ongelukkig in ons gebroke wêreld wanneer my selfsug, wanneer dit gebeur dat iemand nie of my vrou nie by my wil inval nie dan en by my opinies wil luister nie, dan kan ek fisies raak. Ek sê nie dit is in julle geval so nie, maar dit is tog iets wat 'n mens in ag moet neem as jou woorde en jou frustrasie so baie word, as gevolg van die feit dat mense mekaar verkeerd opvryf. Maar ons gaan nou kom by die mooi goed. Okay, so pyn, niemand kan jou seerder maak as jy huweliksmaat. Niemand weet watter knoppies om beter te druk. En op watter maniere om jou beter kwaad te maak nie. En daai punt wat ek sê, dit gebeur dat mense fisies met mekaar kan raak, wanneer 'n persoon nie hulle sin kry nie. En dan moeite, is moeilik om te werk, jy is nie lus om beter te wees nie. Jy gaan nie daai werk insit vir die verhouding nie. Onthou dit gaan beide kante toe van man en vrou. Jy moet daai werk kan insit. Okay, dood. So fisies en geestelik. Ons kan nie meer ewig leef as ons in die sonde voortlewe nie. En dan ook jy's geestelik dood omdat jy jouself in die plek van God in jou lewe wil plaas. Jy wil, of aan die ander kant, jy wil 'n huweliksmaat in die plek van God plaas. Jy wil daai persoon verag God. Maar dit gaan nie uitwerk nie. So die groot vraag, is daar hoop? Ons het nou al hierdie lelike dinge gesien. Ons het nou gesien wat sonde doen aan ons, watter skade dit aanrig. Dit maak 'n mens amper moedeloos in 'n wêreld vol egskeiding, in 'n wêreld vol geslagsgeweld, in 'n wêreld waar ons groot word in huise waar dit afbreekend is en nie opbouend nie. Is die vraag, is daar hoop? En dan ja, daar is hoop. Jesus Christus is ons hoop. Hy alleen. En dan sien ons dat God gee die huwelik aan ons om iets te wys van die liefde wat daar tussen Christus en die kerk is. Ons gaan nou Efesiërs bietjie verder vat daaroor. So ja, daar is hoop. Maar die hoop is nie in hoe goed jy is nie. Die hoop is nie in selfhelp kursus sonder Jesus Christus nie. Jesus Christus is die belangrikste, hy is die fundament. Hy is waarop ons huwelik bou. So indien 'n mens aspireer om in 'n huwelik in te gaan of indien jy al reeds in 'n huwelik is, dit gaan baie sleg gaan as dit nie op Jesus gebou word. Okay. So 'n baie groot deel van Jesus se bediening hier op aarde gaan oor selfopoffering. Baie groot deel van ons huwelike gaan oor selfopoffering. Man offer homself op, vrou offer homself op, tot opbou van mekaar. So, ons kyk na Jesus se voorbeeld en dan pas ons dit toe later op huwelik. Goed, Romeine 5 vers 6 tot 8, hier is die 2020 vertaling, het sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Let op. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So, sal ek sterf vir 'n goeie persoon, iemand wat baie goeie goed gedoen het? Ja, dalk. Maar Jesus Christus kom en hy sterf vir ons terwyl ons nog sondaars is. Dis ook wat die huwelik doen. Daai selfopoffering wat ons moet hê teenoor mekaar om te sê ek sien jou sonde, maar kom ons stap hierdie pad saam met die Here om jou uit hierdie sonde uit te kry. Maar daar lê ook 'n element van bekering daarin. As die persoon nie wil hoor nie, is dit baie moeilik. Maar ja, Christus se voorbeeld, hy gee homself vir ons sonder dat ons iets verdien. Ons kan nie sê, ag Here, ek was halfpad daar, maar U het verder gesterf vir my nie. Ons is dood, ons is sondaars. Maar Christus kom en hy sterf vir ons en hy gee homself vir ons. Markus 10 vers 45, want ook die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. So ons sien selfopoffering, ons sien diensbaarheid. Filippense 2 vers 6, hoewel hy in die gestalte van God was, het hy sy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Hierdie handel bietjie oor status.
gereeld in die huwelik is dit nodig om jouself en jou eie opinies bietjie te verneder tot opbou van julle albei. Jesus was in die vorm van God, hy was in die hemel, maar hy het dit nie gesien as genoeg rede om nie aarde toe te kom. Hy het homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Selfopoffering van status. Oké, wat leer ons uit Jesus se optrede uit? Eerstens, hy gee sy lewe as offer vir mense wat dit nie verdien nie. Hy, die Seun van God, verneder homself sodat ons gered kan word. Hy gee homself tot opbou van ons. Verder, hy maak reg wat Adam en Eva gebreek het. Ons het gepraat oor die sonde, ons het gepraat oor die effek daarvan. Jesus Christus, ek dink is in Hebreërs iewers staan daar, hy is die tweede Adam. Adam was daar, Adam sou alles reg gedoen het, Adam het nie, Jesus kom, hy is die tweede Adam, hy maak reg wat ons gebreek het. Want hy kon ons nie oorlaat aan ons sonde nie en hy het ook nie. So, wat is die koppelpunt tussen Jesus en die huwelik? Efesiërs 5 is 'n pragtige gedeelte, dit gaan oor verhoudings en dit begin by man en vrou. Efesiërs 5 vers 1 sê, volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders, net soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as offergawe aan God. Dus volg die voorbeeld van God. In jou huwelik, in jou verhouding met jou kinders, maar altyd eers in die huwelik, volg die voorbeeld van Christus, diensbaarheid, selfopoffering. Dit gaan nie oor jy en jou status nie, dit gaan oor julle twee saam en hoe julle God beter leer ken. Oké, dan kom ons by Efesiërs 5 vers 21, dit gaan oor man en vrou in die huwelik en dit sê, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Baie keer, ek weet uit my eie lewe uit, wil ek myself op hierdie podium plaas, en wil sê, ek is baie belangrik, ek is die beste, luister na my, moenie verskil van my nie, maar tot wat lei dit? Dit lei eintlik net tot absolute gemors en tot wrywing, waar as 'n man en 'n vrou saamkom en hulle sê, ons vrees Jesus Christus, hy is ons koning, hy regeer, hy sien elke liewe ding wat ons doen in ons lewe, en hy wil graag hê dat ons moet reg lewe, hoe kan ons mekaar op die beste manier dien? Ja, ek hoor jou, ja, ek sien jou opinie in, maar is dit reg? Kom ons kyk saam, wat wil Jesus sê van ons? So, in Efesiërs 5 word dit in 2 dele opgedeel, ons kyk na vrouens, Efesiërs 5 vers 22, vroue wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Dit gaan oor daai balans. Onderdanigheid hierso beteken nie om al die skottelgoed te was en heeltyd in die huis perfek alles reg te doen nie. Dit gaan maar net oor om jou man ook daaraan te herinner dat die Here hom half oor jou aangestel het, maar vir die beter, nie vir die slegter nie. Hy het 'n rol om jou ook van die Here te leer. Mans, en ek sê altyd, hierdie is 'n baie harder werk amper, of as wat vrouens kry. Albei se rolle is baie belangrik, maar mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met die water en die woord. So mans moet hulle vrouens lief hê soos wat Christus die kerk lief het. Beteken dit, ek kan oordonderend wees, ek kan my toys uit die kot uitgooi wanneer my vrou nie na my wil luister nie, ek kan selfsugtig optree, ek kan liewerster baie keer net wil gaan golf speel of gaan hardloop of gaan fietsry in plaas daarvan om tyd saam met my vrou te spandeer wat die belangrikste verhouding is. Beteken dat ek kan al daai dinge doen. Ek dink die Here sê vir ons moet ons vroue met 'n selfopofferende liefde lief hê. Nou, daar is ons 'n verskil tussen iemand jouself opoffer so tot opbou van 'n persoon en daar's 'n verskil tussen iemand wat net
werklik jou misbruik vir jou goedheid. So dis ook iets wat ons moet onthou. Ekskuus, ek moet net my laptop inprop. Ek sien hy word net pap. Ook 'n belangrike ding is Jesus het die kerk die Here sê uit die woord dat ons moet ons vrouens lief hê soos wat Jesus die kerk liefhet en Jesus het die kerk gereinig, skoongemaak deur die water en die woord. Daai gereinig is belangrik want dit handel oor jy as man en jy as vrou het die werk om jou man of vrou te help groei in heiligheid. Ons gaan nou 'n bietjie daarby uitkom. En hoe is dit? Dit is om te let op die nuwe lewe wat ons in die Here het en dit is om die woord te gebruik as ons kompas en ons riglyn. So ja, Efesiërs 5 leer ons dat ons lewens deur Christus se diensbaarheid vrygekoop is en daarom moet ons ook diensbaar teenoor mekaar wees. Hierdie is alleen moontlik, soos daai gedeelte sê, gereinig deur die woord en die water, skoon gewas vir 'n nuwe lewe. Is alleen moontlik deur die Heilige Gees se vernuwing in ons lewens. OK, enige vrae tot dusver? Van die wat elektronies inskakel, julle is ook baie welkom om vrae te vra. Ek weet nie of my klankie heeltyd af was nie, ek dink ek kan nou mooi hoor. OK, goed. Ons sal nou weer geleentheid hê. OK, so, hoe lyk diensbaarheid? Hoe lyk die verloste huwelik? Hoe lyk dit om in Christus vrygemaak te wees? Hoe lyk dit wanneer man en vrou verenig staan in die geloof? Wat is die perfekte prentjie? Iets wat ons moet nastreef. So, daai sonde waarvan ons vroeër gepraat het, blaamverskywing word blaamaanvaarding en bekering. Man en vrou, belangrik. In plaas daarvan om heeltyd iemand anders te blameer of jou man of vrou te blameer vir jou foute, doen introspeksie. Ons praat gereeld dat oor sonde en verlossing en dankbaarheid. Sonde gaan daaroor en ons doen dit by nagmaal ook om introspeksie te doen, om te kyk waar in my lewe is ek besig om myself te verhard teen die Here, myself te verhard teenoor my man of vrou. Blaamaanvaarding en bekering is so belangrik. Niemand kan jou help as jy nie eers self besef dat jy hulp nodig het nie. Selfsug word selfopoffering. Volg die voorbeeld van Jesus, in plaas van om net te wil ontvang, gee jy gee jouself vir daardie persoon tot opbou van hulle. Afbreek word opbou. Jy het die wonderlike geleentheid om 'n man en vrou te wees, verenig in die Here se woord, veilige omgewing te skep vir kinders, veilige ruimte te wees vir mekaar ook, om te sê, ek sien jou sonde, ek sien jou pyn, kom ons kyk saam hoe ons in die Here hierdie kan regstel. So afbreek word opbou. Vyandigheid word vrede. Ek dink daai as 'n mens beklei met mekaar in plaas van om dadelik iets skerp te sê, iets afbreekend, iets wat seer maak, met 'n oomblik te dink aan is ek besig om die Here hierso te eer of nie. Vyandigheid word vrede. En dan pyn verander in verkoking. Verkoking is net 'n mooi woord vir opbou, vir lewe, vir julle weet soos blommetjies in die lente oopgaan, dit verkook 'n mens se siel. En dan verset om moeite te doen, verander en tyd insit om hierdie verhouding in stand te hou. 'n Huwelik is ongelooflik baie werk. Enige verhouding is baie werk, maar hierdie is in besonder want jy sien regtig al die slegste dele van mekaar. En as jy nie gaan moeite doen nie, as jy nie gaan tyd insit nie, as jy nie gaan saam verdiep in die Here se woord en met mekaar kan praat en 'n veilige ruimte skep waar jy met mekaar kan praat nie, gaan dit regtig
sukkel om staande te bly. OK, so verder is dit belangrik om te weet, my man of vrou se verhouding met die Here is belangrik. En dan die Here word eerste geplaas in ons verhouding. So hy sê, horisontaal, ons het dit vroeër die vraag gevra, wat is die belangrikste verhouding? Man en vrou se verhouding is die belangrikste horisontale verhouding. Maar die vertikale verhouding met God kry altyd voorrang in ons lewens. OK, so ons is amper redelik klaar. Daar's 'n paar huweliksbeginsels wat ek net met julle wil deel wat ons kan huis toe vat. Ek wil net sê ons gaan nou nie alles vanaand kan bespreek nie. Ek dink as ons oor 'n maand of so nog 'n sessie het, sal dit goed wees. Maar 'n paar huweliksbeginsels om huis toe te vat. Die huwelik is wonderlik, maar dit is baie uitdagend. Om iemand op so 'n noue vlak te leer ken is baie moeilik en dit lei tot allerlei uitdagings. Jy moet ook die natuurlike drange in toom bring, leer om die eie ek op sy te skuif en die ander te dien. Hoekom? Want Christus het nie gesê hy is te goed om jou te red nie. Hy het aarde toe gekom om vir jou sondes te sterf. Wat dit baie moeilik maak, soos wat ek sê, die huwelik is baie uitdagend. Wat dit moeilik maak is dat ons twee sondige mense is wat bymekaar gesit word en dat ons in daai ruimte, dat ons saam 'n ruimte van stabiliteit en liefde en veiligheid moet skep. So dit is baie moeilik wanneer 'n mens daai vertikale verhouding met die Here nie reg het, met jouself en met mekaar nie. Lei dit daartoe dat julle sonde eintlik maak dat dit 'n onveilige ruimte raak. So dis iets waarna ons moet werk. Soos ek sê, alleen moontlik deur Christus se voorbeeld te volg. Dan, tweede punt. Julle kan maar stry, maar die huwelik verbind twee vreemdelinge met mekaar. Wanneer jy verlief raak, dink jy ken 'n persoon volledig, maar jy doen nie eintlik nie, jy's net verlief op die idee van daardie persoon. Jy sien iemand met wie jy in 'n verhouding kan tree en met wie jy kan trou, maar jy leer eers iemand ken wanneer jy getroud is. En soos die jare aanstap en jy met in hierdie noue verhouding met mekaar leef, besef jy eintlik wat dit beteken om iemand te ken. Om al deur die lewensfases te gaan, min geld, baie geld, pyn, hartseer. Mens, voordat jy trou, beleef jy nie baie daarvan nie. As jy trou, beleef jy dit en jy leer mekaar so ken ook. So, jy moet leer om die vreemdeling in jou huwelik lief te hê. Jy moet leer om hierdie persoon lief te hê met wie jy getrou het, wat jy nie eintlik nou meer so goed ken nie, maar jy moet weet dat dit die Here is wat julle twee saam gesit het en dat jy daarin moet rustigheid vind om aan te bou in hierdie verhouding met hierdie persoon. Okay, derdens, die huwelik vereis genade van beide kante af. Hier is 'n tongue twister, om geliefd te wees, maar nie geken te word nie, is oppervlakkig. So wanneer ons iemand liefhet, maar jy ken nie daardie persoon nie, is dit 'n oppervlakkige liefde. Om geken te word en nie geliefd te word nie, is ons grootste vrees. Wie van ons sal daarvan hou as mense jou ken en hulle sien wie jy werklik is en dan as hulle soos, ek wil niks met jou te doen nie. Jy irriteer my. Gaan weg. So die oplossing is, wat ons graag wil hê, wat ons so graag in ons lewens wil hê, is om ten volle geken te word en om werklik geliefd te wees. Tekortkominge en al. Dis wat ons nodig het. Nou met wie het ons daardie verhouding altyd eerstens, weet julle? Wat weet? Ja, met God. Hy ken jou baie beter as wat jy jouself ken. Ons het vroeër gelees, jy's in sonde, word jy groot, maar Christus sterf vir jou, is jy 'n sondaar, en hy het jou lief. Daai absolute selfopofferende wonderlike liefde. So, dis wat ons ook teenoor mekaar moet uitleef, om te sê, ek ken jou, ek sien jou tekortkominge, ek sien jou slegte dele, ek weet dat ons saam met mekaar in die Here sal bou hier op, maar ek het jou lief. Dis wat ons nastreef.
Ja, soos ons reeds gesê het, dit getuig van God se liefde teen ons en daai het ons ook al reeds deurgewerk. So ja, dit gaan verder, ons help mekaar op die regte pad, ons lei mekaar op hierdie lewenspad. En dan vierdens, die huwelik gaan oor diensbaarheid. Dit vat baie om iemand anders in nederigheid te dien. Dit vat baie om jou huweliksmaat te dien as hulle nie in 'n goeie by is die dag nie, of as hulle regtig kwaad is vir jou, om nog steeds in nederigheid te sê, kom ek help jou. In plaas daarvan om te sê, ek gee nie om oor jou nie, gaan op jou eie aan. Dit vat regtig baie. Maar weer eens, dis wat Jesus vir ons gedoen het. En wanneer ons leer om ander deur die Heilige Gees se krag te bedien, sal ons huwelike gesond wees. So, wanneer ons leer om saam in die Heilige Gees verenig te wees, dan is ons huwelik gesond. Okay, so hier's 'n paar groot woorde. Die huwelik is 'n heiligmaking sendingveld. Weet julle wat is heiligmaking? Enigiemand? So, wanneer ons deur Christus gered word en die Heilige Gees in ons werk en ons 'n nuwe lewe ontvang, dan is ons op die pad van heiligmaking. Dis om elke dag die sondige mens in my te kruisig en die nuwe mens wat ek in Christus is, uit te lewe. So die huwelik is 'n wonderlike geleentheid om mekaar te help op hierdie heiligmakingpad, want God sit ons in 'n gemeenskap vir 'n rede, hy sit ons in 'n kerk vir 'n rede, dat ons mekaar kan help om die regte pad te stap deur sy woord. So, ons is in God se beeld geskep, ons is geskep vir verhoudings, en God gebruik verhoudings om ons te laat groei in ons verhouding met hom. So, jou man of jou vrou sien jou fruitjies en sproete en lelike en mooi groot en al daai dinge saam. En hy sê, gebruik daai persoon, jy is 'n sendeling in jou huwelik ook. Jy is 'n sendeling teenoor jou man of jou vrou om hulle te help op die regte pad van die Here. Ja, so Efesiërs 2:10 sê hierdie pragtig. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jy is bestem vir goeie dade. Jy is bestem om 'n nuwe lewe te leef in Christus. Die eerste persoon wat jy help daarin is jou man of vrou. En is belangrik. So die huwelik is 'n heiligmaking sendingveld. Ook ware vriendskap lê daarin om mekaar te help, om God beter te leer ken, dien, lief hê en uitbeeld. En heiligmaking is 'n groepsopdrag. So ons help mekaar. Die huwelik vereis dat ons mekaar verstaan. Dat ons rolle ook verstaan. God het man en vrou geskep met onderskeie rolle. Mans kan nie kinders kry nie en vrouens kan, dit is 'n wonderlike voorreg. Ek weet baie ouens wat al gesê het hulle wonder hoe dit moet wees. Dit sal 'n wonderlike voorreg wees om dit te kan doen. Ons 'n unieke verhouding tussen 'n vrou en haar kinders. Maar God het ons so geskep. Dit beteken nie dat een sterker of beter is as die ander een nie. Dit beteken net dat ons komplementêr is teenoor mekaar. So, as ons saamwerk, kan ons God se doel uitleef. Mans het vrouens nodig en vrouens het mans nodig. Punt van die saak. Dis ook nie iets om mekaar te onderdruk nie, dit is 'n samewerkingsooreenkoms. Ek weet ook uit my persoonlike lewe uit, my vrou sien goed baie beter raak as ek, soos sy kan reguit deur iemand, soos sy kan raak sien, baie goed raak sien wat ek nie kan nie. En ek waardeer dit ongelooflik baie en dit is hoe sy my ook help en ook maar om net meer noukeurig te wees met sommige dinge. Dit is maar net 'n klein voorbeeld in my lewe en ek glo ook dat die Here my vrou gestuur het om my by te staan en te help daarin. Okay, dis 'n bietjie opspraakwekkende een. Ons praat nou nog hele aand oor die huwelik, maar die huwelik is nie die begin en die einde van jou bestaan. So, wie is Jesus Christus? God gee die huwelik, hy gee die verhouding sodat jy 'n beter verhouding met hom kan hê en dat jy saam kan groei in jou verhouding met hom. So dis iets wat ons, en Jesus Christus is die enigste bruidegom wat voldoen aan al ons behoeftes. So dis baie belangrik dat elkeen van julle 'n beter verhouding met hom het as met mekaar.
Ja, so ons kan nie dis nodig om nie 'n afgod van die huwelik te maak nie. Daar's net een God en dis die Here. Okay, kom ons recap net gou-gou daai ons gaan net gou weer deur dit. Eerstens, die huwelik is wonderlik, maar dis verskriklik uitdagend. Die huwelik verbind twee vreemdelinge aan mekaar. Die huwelik vereis genade van beide kante af. Die huwelik gaan oor diensbaarheid en dan die huwelik is 'n heiligmaking sendingveld. En die huwelik vereis dat ons mekaar verstaan en ons onderskeie rolle ook. En dan die huwelik is nie die begin en die einde van jou bestaan nie. Ek sal hierdie skyfies vir julle opsom op die groep deel, dan kan julle dit gebruik. En dis dit vir vanaand. Dis nou mondvol, ek dink dit is baie belangrik dat julle bietjie gaan dink aan vrae en so wat ons ook later kan bespreek, maar op daai punt is daar enige vrae van julle af. Van die wat ingeskakel het, is daar ook enige vrae van julle af? Is julle daar? Alles reg. Baie dankie Dominee. Baie goed. Goed, so ja, as julle enige vragies het wat opkom waaroor julle wonder, stuur dit vir my dan. Het ons nog 'n geleentheid. Dalk oor 'n maand of 2 en ons bietjie verder praat oor ons baie aspekte van die huwelik wat ons nog nie bespreek het nie en ook moeilike dinge, so ons kan dit verder dan bespreek. Goed. Kom ons bid saam julle. Ons Vader, ons dankie dat ons hierdie geleentheid kon hê om bietjie saam te praat oor die huwelik, dat ons weet dat U in beheer is, dat U vir ons hierdie wonderlike verhouding gegee het, dat ons kan saam met mekaar leef en mekaar opbou in ons verhouding met U ook. Ag, ons bid dat alles wat ons doen tot eer van U naam sal wees. Ons bid vir verkwikking en vernuwing deur U Heilige Gees. Ons bid vir U bystand en genade. Mag U ook ons help om die man en vrou te wees vir ons huweliksmaat wat U in gedagte het, dat ons daai feit dat ons bestem is vir die goeie dade, dat ons bestem is deur Christus vir goeie dade, dat ons dit ter harte sal neem en dat ons dit sal uitlewe deur die krag van U Heilige Gees. Dankie vir alles wat U vir ons doen en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Wat sê, baie dankie julle. Lekker aand vir julle. Kan jy recording stop?